Vriende, sit gerus. Ek kon julle die hele tyd laat staan het as ek wou. Ja, hier is ons nou, Vrydagoggend. Wat maak dat mense soos ons op 'n Vrydagoggend in die koue besluit, ons is hier? Wat het gebeur dat ons op 'n plek kom soos hierdie? Daar moet 'n goeie rede wees dat ek en jy besluit het, maar vanoggend is ons hier. Want ek is seker jy is nie vanoggend hier uit 'n gewoonte nie, want jy doen dit nie gewoonlik op 'n Vrydagoggend nie, nie waar nie. Vrydagoggende by die huis is kosbaar vir jou, maar jy het besluit, iets is anders vandag. Maar daar is 'n toewyding, want vandag is 'n belangrike dag, en iets het eers gebeur. Iets groots, en dis die kern van ons, die kern van ons bestaan, as kinders van God. En ek wil graag vir julle die volgende gedeelte laat voorlees uit Matteus 27, om net weer te hoor, maar wat het gebeur? Kom ons lees saam. Nadat hulle Jesus gekruisig het, het die soldate sy klere verdeel deur die gooi van dobbelsteentjies. Hulle het daar rondgesit en hom bewaak. Hulle het 'n plakkaat met die rede vir Jesus se kruisiging daarop, bokant sy kop vasgesit. Dit het gelui: "Dit is Jesus, die koning van die Jode." Daarop het hulle saam met Jesus ook 2 kriminele gekruisig, een aan elke kant. Die verbygangers het net spottend hul koppe geskud en hom toegesnou. "Toe nou, jy kan mos die tempel afbreek en dit weer in 3 dae opbou. As jy dan God se seun is, red jouself en kom van die kruis af." Die priesterhoofde, tesame met die skrifkenners, het die familiehoofde het ook gespot en gesê: "Foei tog, hy het ander gered, maar hy kan homself nie red nie. Hy is mos die koning van Israel. Laat hy nou afkom van die kruis, dan sal ons in hom glo. Hy het mos op God staat gemaak. As God sodanig lief is vir hom, laat hy dit nou bewys deur hom te red. Hy het tog self beweer: ek is God se seun." In hierdie selfde trant het selfs die kriminele wat saam met hom gekruisig is, hom beledig. Van 12 uur af het dit oor die hele land donker geword tot 3 uur die middag. Teen 3 uur het Jesus baie hard uitgeskree: "Eli, Eli, lema sabachthani," wat beteken: my God, waarom het U my verlaat?" Party van die omstanders het dit misverstaan en gedink hy roep na die profeet Elia. Een van hulle het hardloop: "Toe gou, vat 'n spons, maak dit vol suurwyn en steek dit op die punt van 'n riet om hom te laat drink." Die ander het gesê: "Los hom, kom ons kyk of Elia hom kom red." Maar Jesus het weer baie hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die swaar gordyn in die tempel in 2 geskeur, van bo tot onder. Die aarde het gebewe en die rotse het uitmekaar gebars. Selfs die grafte het oopgegaan en God het die liggame van baie gelowiges wat reeds dood was, weer lewendig gemaak. Hulle het uit die grafte gegaan en na Jesus se opstanding het hulle die heilige stad Jerusalem binnegegaan en aan baie mense verskyn. Die Romeinse offisier oor 100 en die ander soldate wat Jesus bewaak het baie beangs geword toe hulle die aardbewing en die ander gebeurtenisse sien. Hulle het gesê: "Hierdie man was werklik die seun van God." Daar het jy dit. Dis waarom ons vanoggend hierso sit. Jesus het gesterf aan die kruis. Dis Paasfees. Ongelukkig gaan Paasfees deesdae oor paashasies en paaseiers van sjokolade.
En mense mis die punt. En jy kan maar in al 4 evangelies gaan lees, hierdie storie is dieselfde storie, met 'n klein bietjie meer inligting na die en daai kant toe, maar dis waarom ons hier vanoggend is. Die groot vraag vanoggend is, en dis waaroor ons gaan kyk is, hoe vier ons hierdie Paasfees? Hoe vier ons hierdie kruisiging van Jesus? Op watter manier doen ons dit? Nou ek het vir die interessantste ene vanoggend. In die Republiek van die Filippyne is daar letterlik mense wat vandag, elke jaar doen hulle dit, hulle laat kruisig. Regtig. Hulle word aan 'n houtkruis vasgeslaan met spykers. Dis hulle viering. Daar's om en by 10,000 mense wat saamdrom om hierdie hele ding te kan gaan kyk, sodat mense dit kan beleef. Daar's regtig mense wat dit doen. Baie interessant is, hulle kan hulle nie vir langer as 15 minute laat hang nie, want die kans om dood te gaan is te goed. Hoe lank was Jesus aan die kruis? 'n paar uur. Daar's regtig 'n ou wat nou al vir die 33ste keer dit laat doen. Elke jaar met Paasfees word hy ook gekruisig. Ek dink dit is 'n baie oulike manier om dit te vier. Maar ek weet nie as ons besluit vanoggend vier ons die Paasfees so, of enige van ons hier sou gewees het nie. Want ek sou nie hier gewees het nie. Ek is dit lynserig. So dis 'n manier om die Paasfees te vier, maar ek dink regtig, dis nie baie prakties nie. Dis iets wat nie regtig vir my sou werk nie. So nou, hoe op aarde gaan ons Paasfees kan vier? Op watter manier het ons 'n metode om die Paasfees te vier? Wel, gelukkig is daar 'n baie maklike ene, die nagmaal. Die Here het vir ons iets gegee wat dit gaan herdenk. Ons het nie nodig om letterlik gekruisig te word nie. Hoor bietjie wat skryf Paulus in Romeine 6 vers 6. Dit weet ons, dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, sodat ons sondige bestaan tot niet gemaak kan word, en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. Wie gesterf het, is immers vrygemaak van die sonde. Ek moet jou sê, toe ek hierdie skrif gelees het, het ek letterlik gesig van verligting, want hier staan dit. Ons is saam met Jesus gekruisig. So die manier wat die Here Jesus vir ons gegee het, is die nagmaal. Maar ek het agtergekom, daar's meer en meer mense wat nie verstaan wat die nagmaal is nie. En dit is vir my hartseer dat ons baie keer die nagmaal in die kerk gebruik, en dis maar net, vat 'n kelkie, vat 'n broodjie, sê iets, sluk dit uit by die deurhuis toe. Ons het 'n ritueel daarvan gemaak. As jy vir baie mense vra, maar hoekom hou julle nagmaal? Want ons moet. Hoeveel keer doen julle dit jaar? 4 keer 'n jaar, want die kerkorde sê so. Verder weet hulle nie hoekom nie. En vanoggend gaan ons 'n bietjie kyk hierna. Waar kom hierdie nagmaal vandaan? En jy sê moet vasbyt vanoggend, want dan kom dit 'n draai van 'n hele paar duisend jaar terug. En hierdie ding begin in Egipte. Julle het seker al gehoor van die 10 plaae. Ek hoop so. Daar's 'n storie van die 10 plaae in Moses se tyd. En so het 'n klomp goeders gebeur, en ek gaan nie vanoggend tyd daaraan spandeer nie, maar toe is dit tyd vir die 10de plaag. Die 10de plaag wat 'n hartseer ene gaan wees. Want dis nou tyd. Die plaag moet gebeur, want die volk moet trek. En hoor wat gebeur in Eksodus 12. Die Here het vir Moses en Aaron in Egipte land gesê, hierdie maand moet vir julle 'n begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Praat met die hele volksvergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet elkeen van julle 'n lam neem vir sy familie, 'n lam vir 'n huisgesin. As 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, moet hy en sy buurman wat die naaste aan sy huis is, dit deel in verhouding tot die getal persone. Julle moet die lam in porsies verdeel, in ooreenstemming met wat elke huisgesin gaan eet. 'n jaar oud lam sonder gebrek moet julle kies. Uit die skape of die bokke kan julle dit neem. Julle moet die lammers veilig hou tot die 14de dag. Ek wil vir 'n oomblik net hier stop. As jy nou kan somme maak, hulle moes die 10de dag 'n lammetjie gevat het. Hulle moes daardie lammetjie by die gesin gehou het tot die 14de dag. Dis 4 dae. Dink jy nie daai lammetjie het al 'n naam gekry nie? Ek dink so. Hy het deel van die huisgesin geword. Dit betekenis daarin.
As ons nou vers 6. Julle moet die lammers veilig hou tot die 14de dag van hierdie maand. Die hele byeenkoms van die volksvergadering van Israel moet dan laatmiddag hulle lammers slag. Hulle moet van die bloed neem en dit smeer aan die sykante en bokante van by die huise waarin hulle eet. Hulle moet die vleis dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai, saam met ongesuurde brood en bitterkrye, moet hulle dit eet. Julle moet nie daarvan eet as dit rou is of in water gemaak is nie, maar net as dit oor die vuur gebraai is, met sy kop, pote en ingewande. Julle mag niks daarvan die volgende oggend laat oorbly nie. Wat daarvan oorbly tot die oggend, moet verbrand word. Dit is hoe julle dit moet eet, met heupe omgord, julle sandale aan julle voete en julle wandelstokke in julle hande. Julle moet dit hastig eet. Dit is die Pasga van die Here. En ek het vanoggend dat ons 'n Pasga tafel dek en ek het 10 mense uitgenooi. Kan die uitgenooide gaste vir my vorentoe kom, want hulle gaan vanoggend die Pasga eet saam met ons. Ek het 'n ruk terug vir gemeentelede gesê, ek wil graag in die toekoms daaraan kyk om 'n tafel te dek met 30 sitplekke. En toe sê die mense vir my, nee, ons sien nie kans om op die verhoog te wees met nagmaal nie. Maar ek dink 'n paar mense gaan bietjie anders voel as hulle besef wat nou hier voor gaan gebeur. So ons het 'n klompie gaste en ek is baie dankbaar, julle is hier baie welkom. En ek wil met jou net vanoggend deel, want die Pasga is die begin van die nagmaal. En ons moet eers daarna kyk. En ek wil graag eers bietjie na die spyskaart kyk, dit lyk lekker, né? Ek hoop nie julle het ontbyt geëet nie, want hier is genoeg kos vir julle. Die eerste ene is skaapvleis. Ons het vir hulle skaapbout hierso gereed gemaak. Ek is nou seker in die toekoms gaan ons meer mense op die verhoog kry. Maar dit was baie belangrik, die skaap moes gaar gemaak geword het, en die skaap moes byvoorbeeld ook heeltemal gaar gemaak word, nie gekook word nie, op kole gebraai wees, dis wat die opdrag van die Here is. En hulle moet alles opeet, julle hoor, alles moet opgeëet word, daar mag niks oorbly nie. Dis die eerste ding op hierdie spyskaart wat hulle het. Dan het dit verder gegaan, as jy die opdrag nou gelees het, dan is daar ongesuurde brode. En daar is 'n baie goeie rede, ons het hier verskillende brood op die tafel. En die rede vir die ongesuurde brode was, daar was nie tyd om brood te bak nie. Jy het gehoor, jy moet jou sandale aan hê, jy moet gereed wees, want die volk moet trek. So daar's nie nou tyd om te knie en te laat reis nie. Bak brood op 'n klip of watter manier ook al is dit ongesuur, want ons moet trek. En dan 'n laaste ding wat daar baie duidelik gesê was in die skrif is dat daar moet bitterkrye ook wees. Dis die 3 goeders. En die bitterkrye, ons sal sien hierso of hulle dit gaan regkry met die bitterkrye. Die bitterkrye was wanneer hulle dit geëet het om hulle te laat terugdink aan die bitterheid en die swaar kry in Egipte, want dit was nie maklik nie. Julle kan julle self maar geniet. Ons gaan verder aan hierdie kant. Ek wil nie ons moet verder lees, want nou het jy 'n idee wat die Pasga beteken. Waar kom die Pasga vandaan? So kom ons lees verder. Ek sal daardie nag deur Egipteland aan al die eersgeborenes in Egipteland tref, mens en dier. Oor al die gode van Egipte sal ek oordeele voltrek. Ek is die Here. Die bloed sal vir julle as 'n teken dien aan die huise waarin julle is. Wanneer ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. Daar sal by julle geen plaag deur die vernietiger wees, wanneer ek Egipteland tref nie. Hierdie dag moet vir julle dien as 'n herinnering. Julle moet dit as 'n fees ter ere van die Here vier, as 'n voorskrif wat altyd vir julle nageslagte geld, moet julle die dag feeslik vier. En hier kom ons by hierdie gedeelte. Hier stel God die Pasga in. Oor wat gaan gebeur, want die volk trek. Ons ken nou die gedeelte verder, as jy al Bybel gelees het, dan weet jy die volk het getrek. Jy weet hulle is deur die Rooi See, dinge het gebeur. Maar die ergste van alles is, hierdie 10de plaag was hartseer.
Die 10de plaag het iemand gesterf. Ek het 'n vraag vir jou. Wie van julle is die eerstgeborene in julle gesin? Wie sit een? Goed. Nou kan jy vir my sê, maar jy weet wat, as ons nou nie bloed aan die kusyne geverf het nie, dan is daar maar net een persoon oorlede. Klink nie vir my so erg nie. Hoe sal julle voel daar in een nag, as elkeen van ons wat hier sit, ons oudste kind in een nag moet verloor? Ek sien die pa skud net die koppe. Ek is die oudste ene in my huisgesin. En wat dit nog erger gemaak het was, dit was nie net die mens nie, dit was die diere ook. Ek dink daardie nag moes daar duisende Egiptenaars gewees het, wat gehuil en gekerm het. Dit moes vreeslik gewees het. Dit was God se opdrag. Dit is wat moet gebeur het. Maar jy het 'n keuse gehad. Jy het 'n keuse gehad, sou jy gehoorsaam wees as Israeliet. Jy het 'n keuse gehad om te sê, maar goed, ek glo dit, ek aanvaar hierdie woord, ek gaan 'n lammetjie slag, ek gaan hierdie proses doen. As jy dit nie gedoen het nie, het jy die prys betaal. Maar daar was 'n keuse. En dan was die opdrag dat die Israeliete hierdie Pasga vir die res van hulle bestaan moes gevier het. En so het dit aangehou vir jare. En 1400 jaar na hierdie opdrag gebeur die nagmaal. En kom die Here Jesus en hy kom by sy disippels in die bokamer en hy vra hulle moet die Pasga vir hom gereed maak. En wat gebeur? Hulle sit om die tafel en hulle is besig met die Pasga 1400 jaar later. En dis die ooreenkoms wat ons vanoggend het, is, daar was 'n lam geslag en daar was bloed aan 'n kusyn gesit. Bloed op hout. Daar was die perfekte lam geslag en daar was weer bloed op hout. Daar was verlossing met die Pasga vir die volk en die eerstgeborenes, en daar is verlossing vir my en vir jou. En wat dit die mooiste maak is, dit word so duidelik vir ons gesê, en ek wil vir jou 1 Korintiërs 11 vers 26 lees, want so dikwels as wat julle hierdie brood eet, en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here Jesus, totdat hy kom. Wanneer ek en jy nagmaal vat, die Here Jesus het uit die Pasga uit, die nagmaal ingebring, en dis wat ons vandag gaan doen. Verkondig ek en jy sy dood. Vier ons wat gebeur het. Daardie houtkruis. Ek het 'n vraag om jou te vra, en dit roer in my hart. Ek het dit al 'n paar keer gevra. Dink jy regtig dat daai 4 geroeste spykers die seun van God aan die kruis vasgehou het? Dink jy regtig dit het hom daar gehou die hele tyd vir soveel ure? Hy kon enige oomblik sy mond oopmaak en hulle platvee. Want in Openbaring staan dit duidelik, hy is die seun van God, hy hou die 7 sterre in sy hand, met ander woorde, die heelal is in sy hand. En nou hang hy aan 'n stuk hout met 'n paar spykers deur sy hande. Dink jy regtig dit het hom daar gehou? Nee. Daar is net een rede waarom die Here Jesus aan die houtkruis gehang het. Daar's net een rede waarom hy aan daai houtkruis was. Liefde. Want dis waaroor dit gaan. Hy kon afgeklim het net wanneer hy wil, maar dis sy liefde vir my en vir jou. En dan kom hy vir my en jou en hy gee vir ons 'n geleentheid om hierdie Paasfees te ervaar. Hy gee vir my en jou 'n geleentheid om 'n stukkie daarvan te proe. En as jy nou moet terugkyk, dis al feitlik 2000 jaar later, en nog steeds gaan ons aan met die nagmaal. Want hy het iets gevat wat al 'n belofte was van jare terug, en iets niets gebring. En daai wat hy niet gebring het, is 'n houtkruis vir my en vir jou.
Is daar nog enige iemand wat nie ontvang het nie? As jy nie seker is nie, daai kruisie, dis 'n broodjie hoor. Terwyl hulle besig is, wil ek hê jy moet iets hoor vanoggend. Jy hoor mense om 'n tafel wat besig is om te kuier. Dis wat hulle gedoen het. Hulle was besig met die ete. Dit was nie net 'n oomblik van kom ons kry dit gou verby nie. Dis hoe die Here Jesus dit gedoen het en dis ons het vanmôre gaan doen. Wag net gou dat almal net bedien word. Vriende, in jou hand is daar op hierdie stadium 2 goeders. 'n Klein houertjie met druiwe, sap of wyn en dan 'n stukkie brood. Ek wil hê jy moet dit ervaar. Dis nie letterlik die Here Jesus se liggaam nie. Maar dis wat hy vir jou gee, en vir jou sê, hier's dit. Dit is vir hom, maar dit is vir my en jou ook. Ek wil begin met die brood en ek hou van die skrif van Matteus, sowel as wat Paulus geskryf het. En Paulus het dit so baie mooi geskryf. Hy begin met die gedeelte daar en hy sê, en terwyl hulle besig was om te eet, net soos daardie groep sit en eet. Kom ons kyk na die skrif. 1 Korintiërs 11 vers 23. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het die nag waarin hy verraai is, brood geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, ter wille van julle, doen dit om my in herinnering te bring. Kom ons vat saam die brood as teken van sy liggaam. Terwyl jy eet, wil ek 'n skrif vir jou lees. Kom uit Jesaja 53 uit. Want Jesus se liggaam is gebreek vir ons sonde en ons het dit vanoggend gelees toe ons begin het. Dis nie net vir jou sonde nie, dis vir jou foute. Dis vir jou tekortkoming, die Engelse Bybel praat van all your transgressions. Alles wat jy tekort het, kan jy by die kruis neersit om die nagmaalstafel. En dis die Here Jesus wat sy liggaam vir jou gegee het. En toe het dit verder gegaan en hulle was nog besig met die ete. Daardie stadium met die Here Jesus ook die beker gevat. En hoor wat staan in 1 Korintiërs 11 vers 25. So ook met die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink, om my in herinnering te bring. Elke keer sê hy om hom te herinner, nie te vergeet nie. Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here Jesus Christus totdat hy kom. As jy die wyn vat, is dit nie net om iets te drink en vinnig verby te kry nie. As jy die wyn vat, verkondig jy die Here Jesus totdat hy terugkom.
Kom ons dink saam. Is daar enige iemand wat graag die beker wil hê? Ek wil ook met jou deel Levitikus 17 in die Ou Testament was daar al sprake waar die Here geweet het van die nagmaal, maar daar's 'n mooi ding wat die Here sê. Die Here het vir Moses gesê, die lewe van 'n liggaam is in die bloed. En bloed gee versoening. Dis in Levitikus, jare voor dit, het God al vir Moses gesê, maar daar's lewe in die bloed, en daar's lewe vir my en vir jou, in hierdie teken van die Here Jesus, in hierdie sakrament. Ek wil hê jy met jou hoof buig en saam met my bid. Here, ons kom vanoggend, en dan besef ons maar net, die liggaam en die bloed is gebreek, vir volkome versoening, maar die liggaam en die bloed is gebreek, vir herstel. Herstel vir ons, want daar's lewe, daar is lewe saam met die Here Jesus Christus, die enige God. Daar is lewe na die kruis, vir elkeen van ons. 'n Nuwe lewe, en dit kom net uit U hand uit. En ons staan elke dag verstom, want U het vir ons 'n houtkruis gegee, Here, en daarom sal ons sing. Amen.